So ek het julle laas gesê nou, ek gaan nie meer stories vertel wat dieselfde gaan wees as die preek nie. Want ek het nou al so baie kinderstories vertel, dan vergeet ek, maar het ek al hierdie een vertel? So toe besluit ek gaan vir julle van vooraf deur die Bybel vat. En so van die stories het julle gehoor, maar luister maar weer. So wat se storie was laasweek? Ja? Nee, was nie die kruis nie. Dis toe God die wêreld gemaak en hy die leeu's en die donkies en die gorillas en die beere en die son en die maan en die sterre. So toe God alles gemaak het, maar daai 6de dag, nê? Wat het God nou weer op die 6de dag gemaak? Hy het diere gemaak wat op die land loop en hy het mense gemaak. Nou gaan ek julle 'n bietjie meer vertel van hoe hy die mense gemaak het. So, in hierdie wêreld wat God gemaak het, het hy 'n land gemaak en die land se naam was Eden. Toe ek klein was, het ek altyd gedink die tuin se naam was Eden. Die tuin se naam was nie Eden nie. Die land se naam was Eden en in daai land het hy 'n tuin gesit. Maar nie 'n klein tuin soos by jou huis met 'n bietjie blommetjies en 'n paar palmbome en mooi gras nie. 'n Baie groot tuin met vrugtebome. En ek het julle laas het ons gepraat van die vrugtebome en so aan. En pragtige blomme, maar toe sê hy vir hierdie mense wat hy gaan maak, hulle moet die tuin oppas. Maar nou is daar nog nie mense nie. So wie gaan nou die tuin oppas? Nee, maar Adam is nog nie gemaak nie. Ja, God gaan die tuin oppas, maar hy het toe besluit hy gaan mense maak. En toe hoe het hy vir Adam gemaak? Hy het 'n klomp grond gevat en soos klei en toe maak hy hierdie mens. En dit het nou nie soos grond gelyk dat jy kan sien die grond val van sy hande af nie. So hy het hom gemaak so liggaam soos wat ek en jy het. Maar toe lê hy net daar en hy beweeg nie. Jy kan nie eers sien hy haal asem nie, hy lê net so. En toe blaas God so in sy neus, so. En toe gaan Adam so. En toe sien hy kleure, blou en groen blare aan die bome en bloedrooi appels en persblomme en skoenlappers met blou vlerke wat so fladder en hy sien voëls en hy sien lig en dit is so mooi alles wat hy sien. En hy staan op en God sê vir hom, Adam, ek wil hê jy moet werk in die tuin. Dit beteken nie jy moet 'n vark vat net elke dag nie, maar jy moet die tuin mooi maak. En jy kan van al die vrugtebome eet. Maar daar's een boom, moenie van daai boom eet nie. Dis die boom en die boom se naam was die boom van die kennis van goed en kwaad. Want Adam, as jy van daai boom se vrugte eet, sal jy doodgaan. En dit was nie giftige vrugte nie. God wou net hê Adam moes na hom luister. Adam moet hom gehoorsaam. En so Adam het daai boom gesien, daar was 'n ander boom, die boom van die lewe, as jy daai vrugte eet, sal jy vir ewig lewe. Goed, al die diere kom na Adam toe. Eers die, so leeu, het mos sulke baie hare so, en Adam dink, wat is hierdie dier se naam? Want hulle het nog nie name gehad nie. En toe gaan die dier so. Toe sê hy, leeu! Dit staan nie in die Bybel nie, hoor. En dan kom die volgende diere en hulle het sulke kolle op hulle. Dan dink hy 'n naam vir, wat sou jy omneem? Luiperd. En dan kom die volgende dier en hy loop so op sy kneukels. Dan maak hy so. Gorilla. Nee, hy nie gorilla. En die volgende dier het 'n lang nek met kolle op. Ja. En die volgende dier lyk so fuzzy wuzzy. Hy het sulke hare en hy kan so op sy agterpote staan en hy hou van heuning eet. En dis 'n beer. Ja. 'n Beer. En die volgende dier het sulke skerp oortjies, 'n skerp neus met 'n bushy stert en is 'n wolf. En so gee Adam vir al die diere name.
En daar's 'n seentjie wolf en 'n dogtertjie wolf. En 'n seentjie leeu en 'n dogtertjie leeu. En toe kom daar 'n dier met sulke klein handjies, maar hy's baie groot en hy't so groot bek met skerp tande. Nee, hy's hoog soos die dak, is 'n dinosaurus, hoor is die dak. En dan gee hy so vir al hierdie diere name en die voëls, een na die ander. Wat 'n voël is dit? Met so 'n lang nek en hy's so hoog en hy kan jou so pik, 'n volstruis. En een wat so staan en hy's pink, ja, 'n flamink. Goed. En dan gee hy vir die diere name wat so in die see is. Ek wonder of Adam onder die see gekyk het. Eintlik sê die Bybel nie, hy het vir die diere in die see name gegee nie. Maar goed, al die diere het name, maar Adam sien toe, hy voel bietjie hartseer nie, maar hy voel bietjie eensaam. Hy sê, ek het nie 'n maatjie nie, die leeu het 'n maatjie, die pandabeer het 'n maatjie, die wolf het 'n maatjie, die olifant het 'n maatjie. Ek het nie 'n maatjie nie. Wie gaan my maatjie wees? Wie gaan my helper wees? Ja, jy's reg. Toe sê God, kom ek maak vir jou iemand wat jou kan help, Adam. Iemand wat net soos jy is, maar bietjie anders ook. En hy sê vir Adam, slaap. En Adam gaan in 'n diep slaap. Hy lê op die gras en hy slaap en hy slaap. En toe doen God 'n operasie. Maar dit was nie seer vir Adam nie. Toe het God een van sy ribbetjies uitgehaal. En daar was bloed en daar was bietjie vleis en bietjie been. En toe maak God, toe bou hy 'n vrou. En toe Adam wakker word, is die operasie verby en is klaar gesond. God het hier dit toegemaak dat hy nie pyn het nie. En hy word wakker. En God bring Eva. En toe sê hy, "Wowwie." Toe hy vir Eva sien, nou eintlik vir die groot mense, in Hebreëus het hy gesê, Isha. Rarig. Die Hebreëus vir man is Ish en vir vrou is Isha. Ja, toe hy sien hoe mooi Eva is. Toe kom Eva na hom toe het God haar na Adam toe gebring, toe sê hy, hierdie is jou vrou. En toe sê hy, nou, alle mense, wanneer hulle trou, dan gaan hulle nie meer by hulle pa en ma wees nie, maar hulle gaan by hulle nuwe man wees, of hulle gaan by hulle vrou wees. En so God het hulle man en vrou gemaak. En toe woon hulle in die tuin en dit was wonderlik. Dit was so lekker vir hulle. Kan jy dink, as jy beere kan vryf, of saam met haie kan swem, en hulle is jou vriende, hulle sal jou nie byt nie. En 'n arend kom sit sommer so op jou. En so hulle was vriende met die diere, maar hulle was vriende met mekaar, maar die heel beste is, God het in die tuin gekom. En so as die son amper ondergaan en dit waai so na 'n lekker warm dag en 'n so koel windjie, dan het God in die tuin gekom en met Adam en Eva kom praat. En hulle wou by hom wees en hulle het met hom gepraat. En dis wat God vir almal van ons wil hê, is hy wil 'n verhouding met ons hê. Hy wil met ons praat en hy praat met ons. Hy praat in ons harte en hy praat deur sy woord. Hy bring sy waarheid na ons toe. En hy wil hê ons moet met hom praat. So ons moet nie net na God toe gaan want ons wil nuwe speelgoed hê nie, of ons wil nie siek wees nie. Ons moet na die Here toe gaan ook, want hy het ons gemaak. En hy wil hê ons met hom ken, en ons kan hom net ken deur sy seun Jesus. Maar volgende week sal ek dan nou kom by daai storie, eintlik die nie lekker storie nie. Want nou was dinge nie meer mooi in die tuin nie, want daar het sonde gekom. Julle kan gaan sit.